Goeienaand gemeente. Ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Ek wil net graag vir Dominee Johan en aan die kerkraad baie dankie sê vir die geleentheid wat hulle my bied om die woord van die Here ook so vandag met julle te kan kom deel. Ons gaan lees vanaand uit Efesiërs 4, Efesiërs hoofstuk 4 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 1. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Die opskrif wat die vertalers daar gegee het is die eenheid van die geloof. Voor ons saam lees, kom ons doen net 'n gebed saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons as gemeente hier in die huis vergader kan wees vir die tweede maal vandag. Dankie ook so dat ons die voorreg het om in hierdie land met vryheid U te kan dien, Vader, sonder vir die vrees van vervolging. En Vader, ek wil kom bid vir elke persoon op die siekelys waar U weet die lys is lank en dat mense nog steeds siek is, maar U genees, Vader, en ons weet dat net U kan genees. Die dokters kan doen wat hulle wil, partykeer hardloop hulle selfs uit idees uit en dan genees U, Vader, want U is die God wat genees. Vader, ek wil kom bid vir elke persoon wat vanaand hier sit. Ek wil vra dat elke een van ons vanaand sal self ondersoek instel in ons eie lewens, Vader, sodat ons sal kan sien of ons nog waardig ons roeping wandel. En Vader, ek wil ook so kom vra dat U met ons sal wees waar ons vanaand weer terug aan ons huise toe as ons hier klaar is. Beskerm ons op die paaie en gee ook dat ons sal veilig wees in die week wat voor lê. Vader, ons vra hierdie dinge nie as dit enigstens verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ek gaan vir ons voor uit Efesiërs hoofstuk 4. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning van elke lid, gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde, net tot sover in die wonderlike woord van die Here Jesus. Ek wil vanaand met julle graag oor die teksvers, oor vers 1 praat, ons teks van oordenking, wat sê, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is.
En ek praat graag met julle oor die tema 'n vermaaning aan geroepenis. In al Paulus se briewe vind ons 'n balans tussen leerstelling en plig. Die brief aan Efesiërs was nie enigsins anders nie. Die eerste 3 hoofstukke van hierdie boek handel oor leerstellings, terwyl die laaste 3 hoofstukke van hierdie boek handel oor die pligte wat ons in Christus het. Die sleutelwoord in hierdie laaste 3 hoofstukke is die woord wandel. Ons vind hierdie woord in Efesiërs 4 vers 1, vers 17, hoofstuk 5 vers 2, vers 8 en ook vers 15. Paulus vermaan geroepenis van God in hierdie laaste 3 hoofstukke om waardig te wandel die roeping waarmee hulle geroep is. Op verskeie terreine: eenheid, reinheid, harmonie en oorwinning. Vandag gaan ons net fokus op die terrein van eenheid. Paulus vermaan die Efesiërs om waardig hulle roeping te wandel en gee dan verskeie maniere waarop hulle roeping waardig kan wandel. Nou is die vraag wat ons vir onsself moet vra: wie is almal geroepenis van God? Sommige van u sit dalk nou hier en dink dis net die predikant of die sendeling daar in China wat 'n roeping het. Maar dan wil ek vir u sê dat dit nie heeltemal die waarheid is nie. Die predikant en die sendeling is wel geroep om die woord van God te verkondig, maar Christus het tog 'n opdrag aan sy disippels gegee voor hy na die hemel opgevaar het. 'n Disipel is 'n volgeling van iemand anders. Dink aan 'n jong seun wat saam met sy pa op die strand loop, maar net so agter sy pa in sy pa se voetspore volg. Dit is wat 'n disipel doen. Hulle volg die voorbeeld van iemand anders. Ons sien in Matteus 28 vers 19 dat Christus vir sy disippels sê om disippels te maak van al die nasies. Dit beteken as iemand vir Christus aanneem, word hulle 'n disipel van Christus. Ons is almal dis geroepenis van God, want ons almal word 'n roeping gegee die oomblik as ons Christus aanneem as ons verlosser en saligmaker. In Markus 16 vers 15 lees ons hierdie roeping wat Christus self vir sy disippels gee wanneer hy sê: gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Elke een van ons wat waarlik 'n weergebore kind van God is en ook daardeur 'n volgeling of disipel van Christus is, het hierdie roeping. Ons leef in 'n tyd waar mense dikwels vergeet wat dit beteken om 'n geroepe kind van God te wees. Die wêreld preek onafhanklikheid en selfverheffing, terwyl die Bybel ons roep tot nederigheid en gehoorsaamheid in Christus. Baie mense noem hulle self Christene, maar wandel nie waardig hulle roeping nie. Paulus se woorde in Efesiërs 4 vers 1 is vandag nog net so relevant soos toe dit geskryf is. Hierdie roeping wat ons elkeen ontvang is nie net iets ligsinnig nie. Dit vra van ons om in ooreenstemming met God se wil te lewe, om elke dag ons kruis op te neem en hom te volg. Vanaand gaan ons na 3 waarskuwings kyk wat Paulus gee in die geleesde gedeelte om ons te help om waardig ons roeping te wandel. So ek wil graag vandag vra dat elkeen van ons wat hier sit, ons eie lewe sal ondersoek om te kyk of ons nog waardig ons roeping wandel. Die eerste waarskuwing wat Paulus gee is: pas op dat jy nie jou roeping onteer nie. Efesiërs 4 vers 2 sê: met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Paulus skets hier 4 kernhoudings wat 'n Christen moet hê om waardig sy roeping te wandel: nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid en liefdevolle verdraagsaamheid. Hierdie eienskappe versterk mekaar en is noodsaaklik vir 'n lewe in ooreenstemming met God se wil. Jesus het self hierdie eienskappe geopenbaar toe hy, die Seun van God, die verlosser van die hele wêreld, die vuil en stowwerige voete
van sy disippels gewas het in Johannes 13 vers 14 en 15. Galasiërs 5 vers 22 en 23 lys ook 3 van hierdie eienskappe as vrugte van die Gees, wat net daarop wys dat dit die Gees is wat hierdie eienskappe in ons werk. In Filippense 2 vers 3 en 4 lees ons: Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Hierdie gedeeltes wys ons dat hierdie eienskappe hoog op prys gestel word in elke kind van God se lewe. Dit wil sê dat wanneer ons nie met alle nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid en liefdevolle verdraagsaamheid wandel nie, dan onteer ons God gegewe roeping en ons wandel dan nie waardig ons roeping nie. Ons doen ook die naam van Christus skade aan, as ons onsself Christene noem, maar nie wandel soos wat die woord van ons vra nie. Al 4 hierdie eienskappe roep ons tot nederigheid. Om ander mense hoër te ag as onsself. Om nie soos 'n pou rond te loop en te pronk met hoogmoed, terwyl jy dink jy is beter as ander mense nie. Om sagmoedig te wees en nie ander seer te maak met ons dade of ons woorde nie. Om geduld te hê met ander en nie jou eie tyd bo hulle tyd te stel nie. En dan word dit alles saamgevat in liefdevolle verdraagsaamheid. Ons skuur heeldag skouer met ander gelowiges, of dit nou hier by die kerk is, of dit by die werk is, of dit daar buite in die wêreld is waar ons inkopies doen. Dit maak nie saak waar ons is nie. Die Bybel, die woord van God, vra vir ons om mekaar te verdra en mekaar te vergewe. Kolossense 3 vers 13 sê vir ons: verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. In 'n wêreld waar mense hulle eie belange eerste stel, word ons geroep om anders te wees, om uit te staan, sodat ons deur ons lewens ook 'n voorbeeld kan wees vir die wat nie glo nie. Dit kan beteken dat ons moet vergewe, selfs wanneer ons seer gemaak is. Dit kan beteken dat ons moet stil bly wanneer ons wil beklei. Dit kan beteken dat ons eerder vir iemand sal bid, as om agter hulle rug oor hulle te praat. Wandel ons werklik so? Of plaas ons die eie ek bo die wil van God? Die tweede waarskuwing wat Paulus gee aan hierdie gemeente van Efese is: pas op dat jy nie die eenheid verbreek nie. Efesiërs 4 vers 4 tot 6 sê die woorde: dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Paulus beklemtoon hier die eenheid van die kerk as liggaam van Christus. Ons word geroep om hierdie eenheid te bewaar, eerder as om dit te breek deur verdeeldheid of eie belang. Die woord een kom 7 keer in hierdie 3 kort verse voor, wat vir ons wil sê dat Paulus dit wou beklemtoon in die brief aan die Efesiërs. Hy wou beklemtoon dat daar 'n eenheid bestaan in die kerk van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13 verduidelik dat ons almal deur een gees tot een liggaam gedoop is. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vry manne, en ons is almal van een gees deurdronge. Dit beteken dat verdeeldheid in die kerk teenstrydig is met God se bedoeling vir sy mense. Wanneer ons mekaar afbreek, verteenwoordig ons
nie die eenheid wat Christus vir sy kerk bedoel het nie. Jesus het self in Johannes 17 gebid dat sy volgelinge een sal wees, soos hy en die Vader een is. Dit is 'n heilige eenheid, nie net 'n oppervlakkige samewerking nie. Net so is ons as liggaam van Christus 'n eenheid en moet nie verdeeld wees nie, soos ons ook vroeër in 1 Korintiërs gelees het. Eenheid in die kerk begin by hoe ons met mekaar praat en teenoor mekaar optree. Skinder, jaloesie en selfsug bring skeuring. Dit beteken dat ons versigtig moet wees met ons woorde en ons bedoelings. Dit gaan verder om ander op te bou in die geloof, eerder as om hulle af te breek. 'n Predikant het die week wat verby is vir my 'n vraag gevra wat my nogal aan die dink gesit het. En ek wil hierdie selfde vraag vra vir elke persoon wat vanaand hier sit, of selfs vir die wat inluister. Wie het jy onder jou vlerk? In wie se lewe bou jy as gelowige van God in? Wie dissipileer jy? As ons nie mekaar opbou soos lewende stene nie, dan breek ons mekaar af en dan verbreek ons hierdie eenheid wat in Christus bestaan. Dit is skokkend om te hoor hoeveel mense die kerk verlaat omdat iemand in die kerk hulle seer gemaak het. Werk jy saam om ander op te bou? Of veroorsaak jy verdeeldheid, twis en kritiek? Ware eenheid verg dat ons onsself moet verloon vir die groter doel van God se koninkryk. Soos Christus sê in Markus 8 vers 34, wie agter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dit beteken om ander se opinies in ag te neem en eerder vrede as argumente te soek. Dit vra van ons om geduldig te wees met medebroers en susters wat anders dink of swakker in die geloof is as ons, soos Romeine 14 vers 1 ook vir ons sê. Dit beteken om mense nie af te skryf nie, maar in liefde met hulle saam te werk. Om nie ander mense se gevoelens seer te maak deur hulle te oordeel nie, maar hulle eerder in lankmoedigheid te vermaan, soos 2 Timoteus 4 vers 2 ook vir ons sê. Net vir ons lees. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Ons is almal deel van Christus se liggaam. As een lid swaar kry, ly die hele liggaam. Soos ons sien in 1 Korintiërs 12 vers 26. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Want as een lid struikel, is dit ons verantwoordelikheid om daardie lid weer op te help. Dit vereis 'n gesindheid van nederigheid en bereidwilligheid om ander se laste te dra, soos Galasiërs 6 vers 2 ook van ons vra. Is ons bereid om eerder te vergewe as om 'n aanstoot te neem? Is ons bereid om te bou in plaas daarvan om af te breek? Ware eenheid kom nie van self nie. Dit moet met ywer bewaar word. Die laaste waarskuwing wat Paulus in hierdie gedeelte gee is, pas op dat jy nie stagneer in jou geestelike groei nie. Vers 14 van ons geleesde gedeelte sê, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreery van mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Paulus begin van vers 13 af met hierdie argument waar hy sê dat ons moet opgroei in Christus tot volwasse manne, voordat hy kom in die teks wat ons nou saam gelees het in vers 14, waar hy dit duidelik stel dat iemand wat nie groei in hulle geestelike lewe nie, kwesbaar is vir vals lering. Hy spreek 'n soortgelyke bekommernis uit in Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees,
het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dit beteken dat ons aktief moet groei in kennis en insig van die woord, sodat ons nie maklik mislei kan word nie. Dit is soos daardie Sondagskoolliedjie sê, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Maar verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp. Geestelike groei is 'n lewenslange proses van leer en toepassing van God se waarheid. Vers 15 van ons geleesde gedeelte beklemtoon ook dat ons in liefde moet opgroei in Christus wat die hoof is. 'n Boom wat ophou groei, sterf. Net so is 'n Christen wat nie groei nie in gevaar om af te sterf in sy geloof. Geestelike stagnering is gevaarlik. So as jy terugkyk op jou geloofslewe, kan jy groei sien? Of voel dit of jy op dieselfde plek is in jou geestelike lewe as wat jy 'n paar jaar terug was? Ware geestelike groei verg toewyding, gereelde Bybelstudie, gebed en gehoorsaamheid aan God se wil. Dit beteken om nie net Sondag kerk toe te gaan nie, maar om aktief te soek na God se waarheid in jou daaglikse lewe. Die kerk help hiermee, deur vir ons meer geleenthede soos Bybelstudies en bidure te bied, om saam met ander gelowiges die woord van God te bestudeer. Dit verg ook dat ons geloof uitleef en nie net daaroor praat nie. Ons moet 'n honger hê vir God se woord en bereid wees om dit toe te pas, sodat ons daardeur kan opgroei en meer volwasse raak in ons geestelike lewe, soos 1 Petrus 2 vers 2 ook vir ons sê, verlang sterk soos pasgebore babietjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Ons groei wanneer ons doen wat die woord van God van ons vra, en nie net hoor nie, soos Jakobus 1 vers 22 vers 25 ook vir ons sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Ons behoort in ons geloof te verdiep, sodat ons 'n lig vir ander mense kan wees. Hoeveel tyd spandeer ons werklik in die woord en in gebed? Is ons besig om geestelik te groei? Of is ons vasgevang in 'n geestelike luiheid? Kom ons vat saam. Ons het vandag gekyk na 3 waarskuwings wat Paulus gee om ons te help om waardig ons roeping te wandel. Ons het gesien dat ons nie ons roeping moet onteer deur verkeerd op te tree en onsself hoër te ag as ander mense nie. Christus was 'n diensknegt en het vir ons die voorbeeld gestel. Dis moet ons sy voorbeeld volg soos die disippels wat ons is en self ook diensknegte word. Ons het ook gesien dat ons nie die eenheid van die liggaam moet verbreek deur verkeerde optrede nie. Ons moet ander kinders van die Here met respek hanteer en nie iets doen wat onmin saai in hulle verhouding teenoor God en die kerk nie. Laastens het ons ook gesien dat ons moet groei in ons geestelike lewe deur 'n honger te hê na die woord
van God. Ons kan ook groei deur ons toewyding in Bybelstudie en gebed. Is jy dalk die persoon wat jouself hoër ag as ander en daardeur jou roeping onteer? Is jy die persoon wat ander mense seermaak en deur leuns oor jou medebroeders en susters te versprei? Of dalk praat jy agter hulle rug oor hulle? Het jy dalk gestagneer in jou geestelike groei en weet dat jy nie die tyd met die Here spandeer wat jy behoort te spandeer nie? Dan wil ek vandag baie graag vir jou vra. Doen vandag selfondersoek en maak seker dat jy nie jou roeping onwaardig is nie. Wil jy nie vandag 'n doelgerigte besluit neem om elke dag seker te maak dat jy wandel op so 'n manier wat jou roeping waardig is nie? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons ook vanaand kon gehoor het dat ons moet kyk in ons eie lewens, Vader, of ons nie dalk die roeping wat U aan ons gegee het, onwaardig is nie. Of ons nie miskien deur ons optrede of deur wat ons doen met ander mense in die gemeente of selfs daar buite in die wêreld, ons roeping en U naam ook daardeur skade aandoen nie. Vader, ek wil kom vra dat U ook in elke mens se hart hierdie woord sal vaslaan en ook die naprediker van U woord sal wees, sodat ons sal selfondersoek gaan instel oor dit wat ons vanaand gehoor het. En Vader, ek wil weer bid net vir elke persoon wat ook later vanaand sal huis toe ry, hou hulle veilig op die paaie, waar dit gereën het vandag en van die paaie nat is, wil ek vra dat U ook werklik U beskermende hand oor ons elkeen sal hou, ook in die week wat voor lê, Vader, sodat ons selfs Woensdag as ons Bybelstudie toe kom, of Sondag as ons weer na U huis toe opkom, Vader, om 'n woord van U te ontvang, dat ons dit veilig sal kan doen. Vader, ek vra hierdie dinge net in U naam alleen, in die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen.